Haai almal en welkom by hierdie opwindende verkenningstog. As jy in graad 7 is en moet regmaak vir daardie lewensoriënteringseksamen, is jy presies waar jy moet wees. In hierdie oorsig gaan ons soos ware oorwoudverkenners deur vrae 14 tot 26 reis. Ons kyk na daardie ongelooflike tydperk van fisiese en emosionele groei en ons doen dit asof ons besig is met 'n fascinerende natuurlewe dokumentêre. So, trek daar rugsak styf vas en kom ons spring weg. Hier is ons vinnige roetekaart vir vandag. Ons gaan kyk na nommer 1, die begin van puberteit, dan nommer 2, die fisiese veranderinge en 3, daardie wilde emosionele veranderinge. Daarna skuif ons na verhoudings as nommer 4, leer van respek en aanvaarding in hoofstuk 5 en laastens sluit ons as met kulturele tradisies. Kom ons val in die pad. Goed, nommer 1. Die begin van puberteit. Daardie reuse oorgangstydperk in die lewe. As jy vraag 14 in jou handboek sien, vra dit een baie belangrike ding. Wat op aarde is puberteit nou eintlik? Dink daaraan as 'n absoluut wonderbaarlike metamorfose. Dis basies die oorgangstyd, so tussen die ouderdom van 9 en 12, wanneer seuns en meisies fisies en emosioneel begin verander om eendag mans en vroue te wees. Dis daardie oomblik wanneer die kindertyd stadig begin plek maak vir volwassenheid. Maar hoekom gebeur dit? Dis vraag 15. Wat veroorsaak hierdie ingrypende veranderinge? Die geheim lê in onsigbare chemiese boodskappers in ons liggame, wat ons hormone noem. Vir meisies word die vertoning gelei deur 'n hormoon genaamd estrogen, en vir seuns, daar is dit testosteroon. Hierdie twee kragtige chemiese stowwe is letterlik die engines wat alles tydens puberteit aan die gang sit. Dit bring ons vinnig by nommer 2. Fisiese veranderinge in liggame. Kom ons kyk presies hoe die liggaam fisies aanpas. Vraag 16 en 17 fokus op hoe meisies en seuns elkeen hul eie unieke biologiese pad stap. Vir meisies is daar 'n paar duidelike veranderinge. Die borste begin groei, die heupe word breër en menstruasie begin as 'n teken van vrugbaarheid. Dit is alles natuurlike mylpale van 'n liggaam wat groot word. By seuns begin daardie testosteroon regtig inskeep. Hul stemme raak dieper en kan dalk nou en dan onverwags kraak. Daardie Adamse appel raak skielik meer sigbaar in die nek en die penis en testikels word groter. Dis dalk onbekend aan die begin, maar dit is volkome 100% normaal. Maar wag, ons is almal in hierdie dinge saam. Vraag 18 kyk na die dinge wat met albei geslagte gebeur. Julle albei gaan waarskynlik 'n stewige groeispruit kry. Dis hoekom jy dalk partykeer 'n bietjie lomp voel. Jou arms en bene besluit skielik om vinniger te groei as die res van jou. Hare begin ook op nuwe plekke groei, soos onder jou arms en in die skaamarea. En dan, daardie bekende tienerding, jou vel raak olierig wat pysies en akne kan beteken. Glo my, ons almal gaan daardeur. Jy gaan ook agterkom dat jy dalk meer sweet en dat dit 'n skerper reuk kan hê. En dis oukei. Dis alles 'n teken dat jou liggaam perfek werk. 'n Bietjie ekstra higiëne gaan hier jou beste vriend wees. Goed, nommer 3. Emosionele veranderinge en gevoelens. Kom ons verken daardie fascinerende innerlike landskap van die gedagtes. Kyk nou mooi na vraag 19. Dis nie net jou liggaam wat verander nie. Jou emosies is op 'n absolute wipplankrit. Jy kan ongelooflik beierig wees. Die een oomblik lag jy stikkend en die volgende oomblik is jy rasend kwaad. Jou energievlakke wip ook wild op en af. Skielik raak dit vir jou verskriklik belangrik dat jou vriende jou aanvaar en jy wil so graag inpas by jou portuïergroep. Jy mag dalk begin voel dat jy 'n bietjie afstand van jou ouers wil skep, asof jy onafhanklik wil wees. Daar is natuurlik ook spanning oor hoe jou liggaam lyk in hierdie oorgang. Dink daaraan as daardie groot donderwolke in die natuur wat onverwags oortrek. Dit kan woes wees, maar die storm gaan altyd verby. En daardie storm lei ons perfek na deel 4, verhoudings tydens die tienerjare en veral hoe ons konflik en vriendskap hanteer. Kom ons beantwoord vraag 20. Hoekom is daar ewe skielik soveel drama en konflik in die huis? Wel, tieners wil bitter graag soos volwassenes behandel word. Jy hunker daarna om jou eie besluite te neem. En wat nog gebeur, is dat daardie jonger boeties en sissies ewe skielik vir jou ongelooflik irritant voel. Dis eintlik doeteenvoudig. Jy weier om as 'n kind gesien te word en probeer bloot jou onafhanklikheid en vryheid in daardie familienes losslaan. As dinge by die huis effens rof raak, waartoe draai 'n mens? Na jou trop, natuurlik. Vraag 21 verduidelik presies hoekom daardie vriendskappe skielik so deurslaggewend is. Jou vriende gaan letterlik deur dieselfde krisisse as jy.
Hulle verstaan jou habitat. Maar let wel, elke trop het sy gevare. Jy wil so graag deel wees van die groep dat negatiewe groepsdruk skelm kan insluip. Soms kan 'n tiener selfs dryf om gevaarlike of onwettige dinge te doen, net vir daardie stempel van goedkeuring. Jy moet regtig leer om op jou eie voete te staan en eie keuses te maak. Dis juis hoekom vraag 22 so kardinaal is. As dit kom by romantiese verhoudings of daardie moeilike keuses, is hier 'n absolute goue raad. Luister mooi, moenie jou vriende vir lewensraad vra nie. Praat eerder met 'n volwassene wat jy regtig kan vertrou. Hoekom sê ek dit? Omdat jou vriende in presies dieselfde stormagtige waters as jy roei. Hulle is net so deurmekaar soos jy. 'n Volwassene is iemand wat reeds die hele puberteitsafvarie deurstaan het, en daardie soort wysheid is onskatbaar. Dis dan tyd vir nommer 5. Respek, waardering en aanvaarding. Dit is letterlik die stewige fondasie vir enige suksesvolle verhouding. En vraag 23 moet ons 3 kragtige begrippe uitsorteer. As ons vreedsamer en as groot mense wil saamleef, het ons hierdie gereedskap nodig. Eerstens het ons respek. Dit is daardie ware bewondering en diepe agting vir ander mense se regte en gevoelens. Dan is daar waardering. Dis redelik eenvoudig. Jy erken openlik die waarde in iets of 'n ander persoon. En laastens is daar aanvaarding. Dit beteken jy waardeer mense nes hulle is met al hulle eienaardighede, net soos jy jouself nou moet aanvaar in hierdie nuwe fase. Dis maklik om hierdie woorde te sê, maar hoe wys ons dit werklik? Vraag 24 vra, hoe lyk respek as 'n aksie? Wel, dit lyk soos 'n volwassene optree. Jy luister met aandag as ander mense praat, jy deel opregte komplimente uit, jy dink mooi oor 'n ander persoon se opinie voordat jy net vaskop en verseker, moenie skinder nie. Kyk mense vierkantig in die oë as jy kommunikeer, dit bou vertroue. En miskien die mees kritiese een van almal. As iemand vir jou nee sê oor enige iets, respekteer jy daardie grens onmiddellik. Dis hoe jy wys jy het klas. Reg, hier is ons op die laaste pylvak, nommer 6, kulturele tradisies en hoe verskillende gemeenskappe puberteit vier. Vraag 25 en 26 is ongelooflik fascinerend, want dit wys ons dat puberteit meer as net 'n biologiese verandering is. Dis 'n mylpaal. Reg oor die wêreld hanteer verskillende gemeenskappe hierdie oorgangstyd met soveel tradisie en respek. In die Joodse kultuur byvoorbeeld, sodra 'n kind 13 word, vier die seuns 'n bar mitzvah en die meisies 'n bat mitzvah. Dis 'n wonderlike groot geesdrif en 'n viering van godsdienstige volwassenheid. In baie tradisionele Afrika-kulture word die oorgang na manlikheid weer met groot erns hanteer deur 'n formele inisiasieproses. Hierdie proses word spesiaal gebruik om jong seuns dissipline te leer en hulle voor te berei vir die massiewe verantwoordelikhede van man wees binne hul kultuur. Soos julle kan sien, word volwassewording oral met trots gevier. Sjoe, en net so kom ons aan die einde van vandag se verkenningstog. Jy het nou absoluut al die kennis en inligting wat jy nodig het om vrae 14 tot 26 in daardie eksamen behoorlik te bemeester. Maar meer as dit, jy verstaan nou die fascinerende wetenskap agter jou eie lewensveranderinge. Ek wil jou los met hierdie gedagte. Hoe gaan jy jou persoonlike, unieke reis na volwassenheid benader? Gaan jy dit met onnodige angs aanpak of met die volle selfvertroue en verwondering wat dit verdien? Die avontuur lê oop voor jou. Baie sterkte met die leerwerk, glo in jouself en dankie dat jy hierdie safari saam met my meegemaak het.